Geliefdes, ek wil vra dat u in die Bybels gereed maak en oopmaak by 1 Samuel hoofstuk 16. Geliefdes, hierdie hoofstuk in die Bybel is 'n ongelooflike skeidingsmoment. Dit verander die hele geskiedenis in die Ou Testament, tot in die Nuwe Testament ook. Ons moet besef dat ons wat vandag leef, gaan nooit die volle impak van dit kan verstaan nie. Ons verstaan 'n klein bietjie van die hele ding van koning Dawid. Maar jy moet onthou, vir die Jode was dit alles. Dawid, daar sal altyd iemand van sy nageslag op die troon wees. Gaan kyk byvoorbeeld die Psalms. Hoeveel van die Psalms sê dis 'n Psalm van Dawid? Selfs in die Nuwe Testament, die Messias moet uit die geslag van Dawid uitkom. Alles gaan oor Dawid. Daar's 'n Bybelboek wat ek en jy ook nie altyd, dink ek, baie mooi snap, nie? Die boek Rut. Die boek Rut vertel hierdie ongelooflike verhaal van hierdie vrou, haar man is oorlede, sy bly saam met haar 2 seuns, dit lyk of hulle het maar so 'n familie saam gebly. Die 2 seuns sterf, sy is oorval deur verdriet, sy sê vir haar skoondogters, julle moet teruggaan na julle land toe, want dalk gaan die Here vir julle weer goeie mans gee. Julle is mooi dogters, julle kan goeie mans kry. En die een dogter huil verskriklik, sy groet haar skoonma, daar gaan sy, Rut sê nee. Naomi sê vir haar, dink net nugter hieroor, dink mooi. Selfs al gee die Here vir my op my ouderdom weer 'n man, en sê nou daar's 'n wonderwerk. Ons het mos nou gepraat oor die wonderwerke van Sarah, wat op so 'n hoë ouderdom swanger geraak het. Selfs al gebeur daar so 'n wonderwerk, hoeveel jaar gaan jy moet wag tot hierdie kind groot genoeg is? Dit gaan ons nie werk nie, dit kan nie werk nie. Jy moet teruggaan. En Rut sê, nee. Maar ek bly by jou. Jy is nou my familie, ek bly by jou. Ek gaan saam met jou. En so gaan hulle huil terug Israel toe. Maar in Israel werk dit so, dat as jy koring oes, mag jy nie die are wat afval optel nie. Want hulle mag nie steel nie. Dit het ons mos nou net gehoor. Maar daar moet iets wees vir die armes. Wat moet iemand doen wat nie kos het nie? Hy kan gaan loop en hy kan are optel. Dis ook hoekom hulle teen die pad. Ek meen, julle boere gaan nou baie kwaad wees as ek dit vandag gaan doen, as ek al julle goed wat teen die pad staan gaan pluk. Maar in die Bybelse tyd het hulle dit spesiaal teen die pad geplant, dat reisigers, iemand wat honger was langs die pad, mag van die are gepluk het. Ons lees mos dat Jesus en sy disippels dit gedoen het. Dit was algemene gebruik. Jy het dit daar geplant vir die vreemdelinge, vir die reisigers, vir die armes, dat hulle iets het om te eet. So loop Rut agter die wa, kyk of daar are afval en sy tel op. En ek kan my insien hoe Boas daar aangekom het, hoe hy daai werkers van hom gryp en hulle uitskel en sê, is julle mal? Het julle nie mooi gedink nie? Gaan julle laat hierdie mooi vrou die hele dag hier in die son verbrand? En hy vat en hy stoot so 'n hoop van die koring van die wa af en daar val dit op 'n hoop voor haar voete en sy kan dit alles daar by haar voete gelyk optel. En sy kom by Naomi en Naomi vra, hoe is jy so vroeg al hier by die huis? Dit vat gewoonlik 'n dag lank om soveel koring bymekaar te maak. En sy vertel vir Naomi en hulle kom agter, maar hierdie man is eintlik ver langs familie. En uiteindelik het ons die hele verhaal en uiteindelik trou hulle. En dan in die laaste vers verstaan jy eintlik eers hoekom is die verhaal in die Bybel. Want hierdie kind wat gebore word,
Obed is die vader van Isaai, is die vader van koning Dawid. En dan besef jy, hierdie hele verhaal word vertel, net sodat ons kan sien hoe word Dawid gebore, en waar kom sy geslag vandaan. So verstaan net, of dalk moet ek en jy verstaan dat ons nie verstaan, hoe groot die hele ding van Dawid in die Bybel is nie. En kom ons vra dat die Here deur sy Gees ons dit sal oopmaak, en dat ons net 'n klein bietjie van dit kan verstaan. So kom ons bid saam. Here almagtige God, ja, ons maak die woord oop met groot opgewondenheid. Ja, ook met groot afwagting. En ons bid, Here, dat U met ons sal praat. Ja, Here, kom deur die Heilige Gees en bring hierdie woord in ons harte in. Kom spreek, Here, want U kinders luister. Amen. Dankie. Vriende, 1 Samuel 16. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Maar Samuel het gesê, hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, 'n vers kalf moet jy saam met jou neem en dan moet jy sê, om aan die Here offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isaai na die offer, en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een salf wat ek vir jou sal sê. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad om bewend tegemoet en vra, beteken die koms vrede? Hy het gesê, ja, vrede, om aan die Here offer te bring. Dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julleself en kom saam met my na die maaltydoffer. Hy het Isaai en sy seuns toe geheilig en hulle na die maaltydoffer genooi. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink, sekerlik, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Isaai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Samma laat verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het vir Isaai gesê, die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isaai, is dit al die jong manne? Hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy hier aankom nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe, staan op en salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die Gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het opgestaan en na Rama gegaan. Vriende, ons lees tot sover. Samuel sit in rou. Samuel is een van die grootste profete in die Bybel. Ons lees dat hy deur die hele volk het geweldige waardering en agting vir hom gehad. Hy was die laaste van die rigters. Maar Samuel het 'n geweldige wroging gehad. Die volk het na hom toe gekom en gesê, ons wil 'n koning hê. En toe sê Samuel vir hulle, maar die Here is julle koning. Julle het net een koning en dit is die God van hemel en aarde. En hulle sê, ja, maar al die ander volke het konings.
Ons wil ook 'n koning hê. En dan staan daar so mooi, dit was verkeerd in die oë van Samuel. Maar Samuel het na die Here toe gegaan en die Here het gesê, weet jy Samuel, dit is vir my wat hulle verwerp en nie vir jou nie, gee vir hulle 'n koning. En dan kry ons die verhaal van Saul, en aanvanklik gaan dit goed. Saul was hierdie militêre held gewees, sterk man, leier, sterk leier. En die volk is opgewonde, hulle het 'n koning. Maar dan is hy ongehoorsaam aan die Here. En dan is sy verskoning, nee, ek wou hierdie goed gebring het, en ek wil 'n offer aan die Here gebring het, en dan is die woord van die Here wat deur Samuel kom, is gehoorsaamheid nie belangriker as 'n offer nie. God wil gehoorsaamheid hê, hy wil nie offer hê nie. Jy moet gehoorsaam wees aan die Here. En van daai dag af loop goed verkeerd. En Samuel sit en rou daaroor. En die Here sê vir hom, Samuel, hoe lank nog? Hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Ons gaan nou 'n ander pad loop. Ten spyte van die verkeerde besluite wat die volk geneem het, bly God met hulle besig, hy gee nie op nie. Hier begin hy weer met hulle, hy begin weer 'n nuwe hoofstuk. Kan ek en jy net erken en dit raak sien, dat dit in my en jou lewe ook waar is? Daar's baie plekke waar ek en jy verkeerde besluite geneem het, partykeer uit onkundigheid. Daar's ook plekke waar ek en jy sondige besluite geneem het. En dan dra ons die gevolge, negatiewe gevolge. En die Here sê, ek is bereid om met jou weer 'n keer 'n nuwe pad te loop. Hier's 'n nuwe hoofstuk. Kom ons begin voor. Nee, gaan lees die verhaal van die volk Israel. Hoeveel keer begin God nie oor en oor en oor met hulle nie? Hy doen dit met my en jou ook. Hier doen hy dit. Ons gaan oor begin. En dan is dit vir my ongelooflik, hierdie woorde wat jy hier lees en wat ons baie keer mislees. Vers 4 sê, Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Eenvoudig, né? Hy doen net wat die Here gesê het. In teenstelling met die vorige hoofstuk waar ons lees van die ongehoorsaamheid van Saul. Saul wat nie gedoen het wat die Here gesê het nie. Hier, al wat Samuel doodgewoon is, ek doen wat die Here gesê het. Ek weet nie waar het gaan uitloop nie, maar die Here het gesê ek moet dit doen, ek is gehoorsaam, en hy doen wat die Here gesê het. En nou kom hy hier by Isaia aan. En ek wil vir julle bely dat ek hierdie gedeelte al in my lewe baie kere gelees het. Ver meer as 'n paar 100 keer al gelees het. En hierdie week toe ek dit weer 'n keer lees en ek worstel met die Here oor hierdie gedeelte, lees ek iets raak wat ek nog nooit raak gelees het nie. So ek wil vir sê, bly Bybel lees. Hoeveel keer het hom al deurgelees en maak nie saak nie. Jy sal bly iets nuut ontdek daar. Hier staan, so het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. Die teks is presies so geskryf, die getal 7 word nie toevallig gekies nie. In die Bybel het getalle baie keer 'n belangrike waarde. As jy ooit in die Bybel lees en jy lees die getal 3, en jy lees 7, of jy lees 40, dan moet jy 'n bietjie stil staan. Kyk, daar sit iets agter dit. Die getal 7, die volgetal, die volmaakte getal, né? Isaia het sy 7 seuns vir Samuel laat verbygaan. Dis klaar, dis volledig. Maar nie vir God nie. God kyk anderste. Ek en jy kan net sien wat ons sien. Dis eintlik wat hier staan, né? Ons kan net sien wat ons sien, dit is so. Maar God kyk na die hart. Waar is
Is daar nie nog iemand nie? En dan sê sy, ja, maar, hier is 'n offermaaltyd. Die ander seun, hy's nog so klein, hy word nie eens genooi na die offermaaltyd nie. Onthou in die Bybelse tyd was die oudste kind alles, die oudste seun, hy het die pa as koning opgevolg, hy was die leier van die familie, maar hierdie kleintjie, wat nou? En Samuel sê, nee, gaan haal hom. Ons gaan nie hierdie maaltyd eet voor hy hier is nie. En daar moet hulle almal wag. Word gestuur, Dawid word gaan haal, en hier word Dawid gesalf as koning. En die Here leer vir ons hier. Hy leer vir die volk. Ek kyk na jou hart. Dit wat mense sien, tel nie. Julle, die realiteit is ek en jy sit vanaand of vanmiddag in hierdie kerk en reg deur ons lewe het jy al verwerping beleef. Die sielkundige sê, baie babas het dit al ervaar toe hulle nog in die ma se baarmoeder was. Maar van jou lewe af beleef jy dat mense na jou kyk en dat mense vir jou 'n boodskap stuur wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Almal van ons het dit al beleef. Op verskillende terreine moes jy al hoor, jy is nie goed genoeg nie. Vanmiddag sê die Here vir jou, ek kyk nie na wat mense kyk nie, ek kyk na jou hart. Dis wat ek soek. Jy besef ook dat die Here hier vir Samuel gesê het, die Here kyk na 'n mens se hart, en dan gaan kies hy Dawid, en onthou jy wat oor Dawid geskryf word, die hele Bybel deur, het jy al hierdie woorde gehoor, Dawid was 'n man na God se hart. Nee, sien jy hoe word die sirkel voltooi, dat wanneer God hom gaan kies, dan sê die Here, hy kyk na iemand se hart. En aan die einde van Dawid se lewe en reg deur die Bybel sê, Dawid was 'n man na God se hart. En nou moet ons vra, wat beteken dit? Want aan die een kant wil die Here ook hê dat ek en jy, 'n man en 'n vrou na sy hart moet wees. En die Here kyk na die hart, so wat sê dit vir my en jou? Die eerste ding is, ek en jy moet ook leef onder die leiding van die Heilige Gees. Hoor wat staan hier, die Gees van die Here was op Dawid gewees. Onthou in die Ou Testament, anders as vandag, in die Ou Testament lees ons individue het die Heilige Gees ontvang. In die Nuwe Testament word die Heilige Gees uitgestort daar op Pinkstersondag en dan ontvang elke liewe gelowige die Heilige Gees. Nee, dis die groot verskil. Dis nie nou net 'n klein spesiale groepie wat die Heilige Gees ontvang nie, elke gelowige. So ek en jy moet leef in afhanklikheid onder leiding van die Heilige Gees. Dit het Dawid gedoen. Die ander ding wat ek moet verstaan, iemand na die hart van God is nie iemand sonder foute nie. Dis nie 'n volmaakte persoon nie. Dit definitief was Dawid nie. Kyk, ek dink nou, as ek nou ons volk se geskiedenis moes skryf, en daar was hierdie verskriklike groot held, dan sou ek net die mooi stories geskryf het. Ek sal vertel het van sy wonderlike optrede. Maar Dawid, die Bybel skryf eerlik. Die Bybel vertel ook die lelike kant, die negatiewe goed, wanneer Dawid droog gemaak het, wanneer Dawid eintlik erger gesondig het as Saul. Ons weet, Saul was hierdie sterk man, Dawid baie kleiner, want Dawid kan nie eers Saul se klere aantrek vir die geveg teen Goliat nie, hy kan nie beweeg met dit, die goed is te groot vir hom. Maar Dawid was baie slim, hy het 'n spul, ons lees in die Bybel van hierdie dapper manne om hom bymekaar gemaak. In Suid-Afrika se konteks sou ons gesê het, hy het 'n paar rekkies bymekaar gemaak rondom hom. En militêr het dit gewerk. Dit was 'n fantastiese plooi en hy het baie goed gedoen.
En toe gaan dit na sy kop toe. En hy besluit, ek wil 'n bietjie hierdie sukses. Die koninkryk is nou die grootste wat dit nog ooit was. Ek gaan 'n sensus hou, ek gaan al die mense tel, dat ek kan sê hoe groot koning ek is. Jy onthou dit in die Bybel, né? Onthou die doodsengel daar, verwoesting gesaai het onder hulle, Dawid daar 'n offer aan die Here gebring het, net betyds, sê Here, ek's jammer. En dan die groot ding met Batseba, Dawid wat gefrustreerd daar by die huis rondloop, want die manne is uit om oorlog te maak, en hy moet al die administratiewe werk doen, en hy is eintlik nie lus daarvoor nie, en hy loop uit daar op die dak, en hy sien hierdie vrou, plaas hy loop weg, plaas hy kyk weg, nee, dis wat hy moes gedoen het, manne, dis wat ons moet doen, moenie kyk nie, kyk weg, nee, Dawid maak planne, uiteindelik beplan hy 'n baie koelbloedige moord. En nou stuur die Here die profeet Nathan. Nathan moet vir die koning gaan vertel. Nathan weet, hier is nou groot moeilikheid, dit beteken eintlik die profeet se dood. Hy besluit, hy gaan na sy vrou toe, hy vertel vir haar, hy sê, ek wil jou net vir oulaas kom groet, ek is regtig baie lief vir jou, maar ek gaan jou nooit weer sien nie. Kry al die papiere in plek, maak seker die testament is reg, al die polis is op datum, want die koning gaan my nou doodmaak. Waarvan praat jy, my man? Nee, die Here het my na die koning toe gestuur met hierdie boodskap, maar moenie gaan nie. Ek kan nie gaan nie, die Here het my gestuur. En hy kom by Dawid, en hy vertel vir Dawid, hy sê, Dawid, koning Dawid, daar was 'n man gewees, hy het baie skape gehad, oor genoeg, jy kan nie eens nie dink hoeveel nie. En daar was 'n man wat net een ou skapie gehad het, wat hy so versorg het met liefde. En toe hierdie ryk man nou reisigers kry wat by hom oorbly, toe wil hy nie een van sy eie skape slag nie, toe gaan steel hy daai ou sin en hy slag hom. En Dawid is woedend en hy sê, wie kan so iets doen in Israel? En Nathan sê, maar koning Dawid, jy is die man. En onmiddellik besef Dawid, hierdie was my net 'n storie om te vertel wat hy gedoen het. Kan jy dink aan watter spanning die profeet gewag het? Wat gebeur volgende? Dawid val op sy knieë neer en sê, ek het teen God alleen gesondig. Gaan lees Psalm 51. En lees die opskrif. Dis die Psalm wat Dawid geskryf het na die profeet Nathan met hom kom praat het. En wanneer ek en jy Psalm 51 lees, dan sien ons hoe lyk 'n ware skuldbelydenis. Nee, ek is jammer, maar. Sodra ek die maar bysit, dan wil ek eintlik 'n verskoning maak. Dan wil ek eintlik versagtende omstandighede bybring, né? Dawid doen nie dit nie. Dawid sê, Here, ek is skuldig. Ek het teen U gesondig. Ek het nie 'n verskoning nie. U is reg, daar staan, U is reg as U my oordeel. Want ek is verkeerd. So vriende, kan ek vir u sê dat die volgende waarheid is, iemand wat 'n man of 'n vrou na God se hart is iemand wat kan erken wanneer hy verkeerd is. Is iemand wat sy sonde kan bely. Kan ons dit teenoor mekaar begin doen? Want hoe gaan ek teenoor God erken ek was verkeerd, as ek dit eers teenoor jou kan doen nie? En daarom ons mans teenoor ons vrouens, vrouens teenoor julle mans, ons vriende teenoor mekaar. Dis nie 'n maklike ding nie, maar dis 'n Bybelse waarheid. Dis 'n Bybelse saak. Nêrens het dit gestaan dit gaan maklik wees, né? Dis net die regte ding. As jy 'n man of 'n vrou na God se hart is, dan aanvaar jy jou skuld en jy bely dit. Here, hier staan ek voor U skuldig. En ek het berou. Dit wil ook vir my voorkom, of iemand wat 'n man of 'n vrou na God se hart is, toelaat
dat iemand anders hom teregwys. So wat is jou reaksie wanneer iemand jou teregwys? Nee, ons is onmiddellik op ons agtervoete en ons is kwaad en ons reg vir beklei. Nee nie. 'n Man of 'n vrou na God se hart laat toe dat hy tereggewys word en veral deur die woord van die Here. Die woord van die Here mag my maar teregwys. Amen. Geliefdes, kom ons gaan leef as mans en as vroue wie se harte aan God behoort. Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. Dankie dat ons dit mag hê en dit mag lees. En dankie dat ons soveel kan leer uit hierdie interessante geskiedenis uit. Maar Here gee dat dit ook nie net geskiedenis bly nie, maar dat ons sal leef as mans en as vroue wat aan U behoort. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie. Geliefdes, het ook geleentheid om die Here te mag dien met die dankoffers.